Hallo julle, welkom by nog 'n episode uh van my kanaal. Ons praat oor kritiese aksies wat 'n huwelik beter of slegter maak, verhouding beter of slegter maak. As jy meer van my wil weet, kyk in die about section hieronder. Dan kan jy sien wat ek doen, uh my agtergrond ensovoorts, maar in kort, ek het 'n agtergrond, ek is 'n regsgeleerde advokaat, ek het geleerdheid in bedryfskunde, human resources, rekeningkunde. En ek is ook 'n geakkrediteerde familie en skei mediator. Ek het meer skei sake gedoen as wat ek graag wil onthou. En in daai proses sit mense oorkant jou en wanneer hulle nou daar op die einde kom en die verhouding kom tot 'n einde, dan is daar nie meer filters nie en dan sê hulle wat hulle dink. En soos ons in Engels sal sê, die real objections, daai werklike feite van hoekom hulle self daar bevind. Baie keer is dit 'n klomp goed. En ek het gaan kyk, baie van die mense het baie van dieselfde probleme en noem baie van dieselfde goed. En hierdie is behalwe vir my disclaimer, is nie sielkundige advies of regsadvies of dis net wat ek gesien het. En ek self ook, ek is geskei op in my vroeë 30's met 3 klein kindertjies, so ek het bring 'n persoonlike perspektief plus letterlik honderde skei sake na die tafel toe. En baie van die ondervinding wat ek gekry het van mense wat oorkant my sit en dan sien ek daai rou emosie en wat werklik fout is en hoe mense voel. Right. En dan praat hulle oor die goed wat logies is. Nou ek gaan 3 kritiese aspekte vandag aanspreek in jou verhouding wat jy versigtig voor moet wees. Die eerste een is 'n dwaalende oog, wandering eye. Jy kry mense wat hulle kyk heeltyd die ander talent uit, jy weet. So, ek gaan begin met 'n voorbeeld van is iets wat baie opkom in skei sake. En veral mense wat ek wil sê onder 50 is. En jong mense hier op die ouderdom in hulle 20's, middel 20's en op, baie skuldig aan dit. Ek het met 'n man en 'n vrou gedeel ook wat die vrou verduidelik het daar. Wanneer ons in shuttling is en sy's alleen en sy kan praat sonder beïnvloeding. Een van die goed wat sy opgebring het daar. Sy het dit voor haar ex-man ook, soon to be ex-man ook, al haar ex-man gedoen. As hulle by 'n restaurant ingestap het op winkelsentrum of veral by 'n restaurant, dat hy altyd 2 aantreklike mense. Het hy altyd hy het deur die restaurant gescan, dan het hy altyd oogkontak gemaak met 'n spesifieke vrou wat nou vir hom mooi is. En hy sal ook baie keer so gaan sit het dat hy kan oogkontak of dat hy haar ten minste kan sien. En hy het gedink sy vrou sien dit nie. Werklik. Sy het dit elke keer gesien en omdat sy self 'n aantreklike vrou is, maar dit speel nie eens 'n rol nie. Dit was vir haar vernederend, want dis vernederend. Dis vernederend vir 'n man of 'n vrou. Ek sien baie keer as ek by roltrappe opgaan ensovoorts, dan is in 'n besige winkelsentrum, dan hou mense mekaar vas, dan kyk hulle oor mekaar se skouers vir die ander talent. Jy kry party mense wat nie eens 'n geheim van dit maak nie. En hier's die groot ding, baie mense sal sê, ag, hy kyk maar rond of sy kyk maar rond, net solank hulle, jy weet nou nie. Maar wanneer ons daar sit en die skeiding is daar en hier is die probleme nou, dan kom hulle uit, dan sê hulle nee, dit hulle verskriklik geplaag. Wat dit sal. Want dis disrespekvol. Daar's nie regtig liefde in dit nie. En dis vernederend vir die ander persoon. En jy kry mense wat net en hulle, jy weet,
trek ook aandag, wil aandag trek. En dan sal ek het met hierdie verskeie kere al gedeel. Nou ruk ek terug met 'n vrou wat sê, ja, maar ek kan nie help mans kyk vir my so nie. Maar haar gedrag was uitlokkend flirtatious. Sy was dis geen wonder mans kyk vir haar nie, want sy soek hy aandag eintlik. En sy sal dit tot die dood toe ontken. Maar dis iets wat, hoekom ek dit noem, wat baie groot probleme, en dan begin dit as die manne doen met die vrou, daai erosie van daai respek begin dwindel, jy weet. Dis 'n slippery slope. Moet dit nie doen nie. Dis onnodig. Dis nie eintlik hoe 'n gesonde huwelik moet werk nie. Dis altyd vir my ironies dat baie mense sê, ag, wanneer hulle in die huwelik is, daar pla my nie so baie nie. Hy kyk maar of sy kyk maar of ons albei kyk maar. Maar wanneer hulle daar sit, dan kom hierdie goed op, dan het hulle dit eintlik diep gekrenk, jy weet. Dis soos 'n vrou vir jou sê, ag, sy soek nie nou blomme nie. Sy soek blomme, koop vir haar blomme. Sy sê dit om jou te akkommodeer. Nou so dis die einde van dis beginsel 1. Dit is dis 'n baie slegte eienskap eintlik om dit te doen. Wees lief vir daai persoon, laat jou respekteer dit. Alright. Dan die tweede aspek, ek het nou in die vorige video 2, so hierdie was nommer 3, nommer 4, het te doen met privacy, privaatheid. En soos die Engelsman sal sê, jou whereabouts, nê. Jou man of vrou, veral as jy getroud is, hulle kan 24 uur weet waar is jy. Dis deel van huwelik. Ook iets wat baie opkom. Facebook vriende wat die ander een eers van weet, die lê op Facebook, is geheimsinnig met hulle fone ensovoorts. Hulle sê hulle, ja, maar dis privaat, dis my privaat. Ek het nou gesit en die vrou het eintlik die waarheid gepraat. Sy het reguit daarso in die boardroom gesit waar sy sit, het sy gesê, daai tipe privaatheid is daar nie plek voor in 'n ernstige verhouding of 'n huwelikie, en dis waar. Want jy moet jouself vra, dis die vraag, wat is op jou foon dat jy nie wil hê jou man of jou vrou moet dit sien nie? Hoekom het hulle nie paskode tot jou foon ensovoorts nie? Is dit omdat jy agterdeure oophou? En as jy regtig net voel, jy doen niks, maar jy voel net regtig, hoor hierso, dis jou privaat eiendom. En dit werk vir die ander persoon, ek is nie jou om te judge nie, maar wat ek kan sê is, dit kom baie op, wanneer ons daar sit, en die einde is in sig. Van daai geheimsinnigheid in die bed lê op Facebook praat, ensovoorts. En ja, daai goed is baie damaging. Daar's baie lande in die wêreld wat Facebook nou as 'n erkende rede wat jy kan dit op 'n dagvaarding sit. Verskei. Hulle aanvaar dit. Of dan nou social media, ek wil nie Facebook nie uitsonder nie. Maar dit skep liefde en vertroue en sagtheid en kindness en openheid. Alles goeie goed vir 'n huwelik. As jy nie goed wegsteek nie. As jy sê jy's by die winkelsentrum, wees by die winkelsentrum. Laai 'n app af. Daar's baie sulke foon-apps wat die ander een kan sien presies waar die ander een is. Dit is eintlik hoe meeste mense voel. Daar's nie plek vir geheime van beweging en wat op jou foon is ensovoorts. As jy in 'n huwelik is, dit is weird.
Dit behoort eintlik nie so te werk nie. En jy kan verskil met my natuurlik. Wat ek net sê is, wanneer ons daar sit en die huwelik is tot die einde, dan kom hierdie goed uit. Dan sê die persoon, ja, maar jy weet, jy kon enige tyd my foon gevat het en gekyk het. Nee, kon nie. Dit het 'n bekleierery veroorsaak. En 'n ongemaklikheid. My huwelik werk nie so nie. My vrou weet 24 ure 'n dag waar. So ons het 'n app, dan my trek, ek kan haar trek. Maar wanneer ek is nou al baie lank getroud, maar wanneer jy daai vertroue klaar het, dan gaan dit oor veiligheid. Jy weet, jy wil weet, as die ander persoon die moeilikheid is, kan jy daartoe ry. So ja, ek weet nie of daar plek in 'n ernstige verhouding of 'n huwelik is vir sulke, jy weet, jy is nie veronderstel om met iemand op WhatsApp te praat, wat jy eintlik weet, gaan die ander persoon opset, of op Facebook, of wat ook al. Jy is nie veronderstel om dit te doen. Okay. Daarby sê ek nie, jy kan nie vriende en vriendinne hê nie, almal het. Daar's mense wat in skool ensovoorts. Maar daar's 'n ander ook jy weet 'n belangrike aspek wat baie keer jy moenie jou eie temptasie skep nie. Wees versigtig om in 'n gewoonte te kom, 'n man en 'n vrou wat elke dag by die werk saam koffie drink alleen. Hulle is nie getroud nie. Ja, maar ons is net vriende. Dit is hoe dit gewoonlik begin. Jy begin gewoond raak aan mekaar, jy gesels lekker, jy begin intieme goed praat. Jy weet, ja, jessie, my vrou is nou so of my man is so ensovoorts. Jy weet, ons het vanoggend 'n fight gehad. Dit is waar die meeste van daai goed begin. En as jy jou eie temptasie skep, is gevaarlik. Wees versigtig vir dit. Jy weet. Dit is goed wat mense leer deur die lewe. Maar besop om jou eie temptasie te skep. Jy weet, met sulke tipe goed. Dis hoekom ek persoonlik ook dink, jy weet, baie groot corporates, hulle hou 'n jaar-eindfunksie by een of ander eksotiese hotel en dan word die spouses nie genooi nie. Ek persoonlik dink dit is gesond nie. As jy hierna luister, is dit gesond nie. Maar baie keer is dit met mense dit wil hê, nê? Hulle soek dit. Hulle soek daai alleenheid of wat ook al. Weet hulle. Hulle soek daai geleentheid om hulle hare te laat hang, whatever. Okay. Baie keer is 'n persoon onskuldig, hulle doen niks, maar hulle skep suspisie as gevolg van hulle optrede en dit beïnvloed hulle huwelik en hulle verhouding negatief. Moenie dit doen nie. As jy niks het om weg te steek, jy wees 'n oop boek in elk geval. Dan die derde aspek, familie en vriende. Daar's 'n gesegde wat sê, the family I'm building is more important than the family I came from. Veroorsaak baie probleme in huwelike. En party mense gaan daardeur sonder probleme, dis waar. Maar wat beteken dit eintlik? En ek sê nie dit moet so wees nie, dis vir elke om uit te sorteer. Maar dit veroorsaak baie probleme. My broers en my suster ensovoorts, en selfs my ouers kan nie so belangrik wees soos my vrou nie, of my kinders nie, kan net nooit. Niemand is so belangrik soos my vrou vir my nie. En niemand moet so belangrik wees soos jou man vir jou nie. Dis waar die erosie van respek en liefde begin dwindel. En dis wat ek verduidelik in my vorige video's op, wanneer ek praat oor egskeiding. Baie keer is dit nie 'n skielike, dit is baie keer, jy weet, as jy iemand in die bed vang en dan verander alles oornag. Maar baie keer is dit 'n stadige erosie van daai respek en liefde. Tot daai persoon later voel, hoor jy, ek wil nie meer hier wees nie. En dis 'n klomp van hierdie goed. As ek nou die vrou kan vat, die man kyk rond die hele tyd. Hy is nooit by die huis nie, hy is net tussen sy pelle.
Sy vriende is vir hom baie belangriker. Hy speel Woensdag, Saterdag en Sondag golf. En vir baie mense werk dit. Daar is baie mense. Ek het al hierdie goed al verskeie kere gehoor. 'n Hobby, 'n sport wat jou so wegvat van jou huis af. En werk. Jy's 'n werkolus. Jy werk van 6:00 die oggend as jy uit die huis uit, as almal wakker word, as jy al gaan 5:00 vanoggend en jy kom vanaand 9:00. Ja, natuurlik. 'n Mens bou 'n huwelik seker met kommunikasie ensovoorts. So enige iemand met logiese verstand kan dink, okay, maar dis nie gesond nie. Maar daar is mense vir wie dit werk, en vir jou werk 100%. Maar dit kom baie op in skei sake, nê. Is eintlik twee mense wat net in 'n huis bly. Hulle is later nie eintlik meer deel van 'n verhouding nie. Alright. En ek wil 'n voorbeeld vat van 'n man en 'n vrou, jonk, wat by my gekom het vir 'n skei saak. En die meisie, jong vrou, haar pa en haar ma, sy het een broer gehad, was vir alles. En sy het daar gesê, hulle is belangriker as haar man. En dit het hom later begin vang. As hy met haar iets gereël het en haar broer het haar nodig vir iets anders, dan het sy met hom gekanseleer. Nou, dit klink ekstreem, maar daar's baie sulke mense. Hulle ouers en hulle 'n ma en 'n dogter byvoorbeeld, of wat ook al. En aan die einde van die dag het ek baie mense al dit sien opbring. So, jy moet praat. Dis baie onregverdig ook. En sit ek in 'n skei saak, dan bring 'n man of 'n vrou iets op, wat hulle al vir 12 jaar pla, of wat ook al. Dan kan jy sien, die ander persoon is regtig verbaas. Jy kan dit werklik sien. As jy genoeg ondervinding het, grys ondervinding, dan jy kan dit sien. Ek het nooit geweet jy, wat ook maar onregverdig is, nee. Jy moet hom sê, jy weet. Hoor jy, ek hou nie af van dit jy rookie, of wat ook al. Wat dit ook al is. Jy moet praat, jy moet kommunikeer. Kommunikasie is baie belangrik, nee. So, jou vrou en jou kinders en jou vrou, al het jy kinders ook, want jou kinders raak groot en hulle begin aangaan met hulle eie lewens, en dan moet jy en jou vroutjie en jou man weer met mekaar kan praat. En julle het dit seker al baie gehoor, baie mense weet van die empty nest syndroom. Is 'n groot werklikheid. Daai kinders in die huis het alweer daai man en vrou nie wat om vir mekaar te sê nie, want al hulle fokus, al die jare was net op die kinders. Baie goed om aan te dink. Maar dis die 3 goed wat ek vandag wil aanspreek. Wandering eyes, daai privacy ding, nie regtig plek het nie. Vertel, jou vrou en jou man moet weet waar jy is, 24 uur. Daar is nie meer geheime nie. Waar wil jy wees wat jy nie moet wees nie? En jou familie, jou vrou en jou kinders is die belangrikste. En as jy nie kinders het, jou man of jou vrou. Nommer 1. Baie mans en vrouens, en veral vrouens, sit in hierdie divorces en sê, ek het nooit gevoel ek is die belangrikste in jou lewe nie. So, kyk na daai goed. As jy dink hierdie help jou, gee my 'n thumbs up, subscribe hieronder. As jy meer van my wil weet, soos ek gesê het, in About Us, en kyk na my volgende video wat redelik kontroversieel is.